Dis 'n wonderlike Vrydagoggend. Ek eer die lewende God dat jy ingeskakel is by Herbou en ek sit vandag by die woord en ek wil hierdie woord aan jou oordra. Want hierdie woord is belangrik wat ek vandag met jou kom deel. Want ek sien daar is mense wat so najaag na die dinge van hierdie wêreld. Hulle jaag rykdom na, hulle jaag status na en die mense is so gefokus op geld en die mense is so gefokus om iets te bereik in die lewe. Maar ten koste van wat? Ten koste van hulle eie huisgesin, ten koste van die kinders, ten koste van hulle huwelik, ten koste van hulle geluk, ten koste van hulle verhouding met Yahweh ons Elohim. So dit help nie ons jaag dinge na. En ons jaag na die dinge van hierdie wêreld, maar ons mis die totale punt. En die totale punt daarvan is dat ek en jy hierdie lewe waarin ons is, dat ons dit sal geniet. Vader het vir jou 'n vrou en kinders gegee en hy het vir jou familie gegee. En ek sien dat soveel keer is families gebroke. Families lê in skerwe. Hierdie familie praat nie met daai familie nie en hierdie klomp praat nie met daai klomp nie. En baie keer gaan dit oor die groot aspek van geld. Groot aspek van geld. Want die rykdom van hierdie lewe en geld is nou natuurlik, die liefde vir geld is nou natuurlik die wortel van alle kwaad. So as ek en jy ons perspektief nie reg is nie, as ons fokus nie reg is nie, as ons lewe nie in lyn is met Vader se woord nie, dan mis ons die totale punt. Want baie keer hardloop mense agter wêreldse goed. Hulle hardloop agter aanvaarding, hulle hardloop agter status, hulle hardloop agter die rykdom wat hierdie wêreld kom bied. En as jy daar agter hardloop, dan val jy baie maklik in die struik van die vyand. Want ons kan nie toelaat om agter geld aan te hardloop nie. Wanneer jou fokus reg is, en jou fokus is op mense, jou fokus is gerig op die koninkryk van God, jou fokus is gerig op jou huisgesin en jou familie, dan is jou fokus reg. Weet jy, ek het al die mees gelukkigste huisgesinne gesien in my lewe, en hulle het nie eens breed nie. Daar's nie weelde of rykdom nie, maar is 'n gesonde en 'n goeie familie, 'n gesonde familie. Want 'n gesonde familie gaan nie altyd oor geld nie. As jy nou wil fights sien in jou lewe, dan kry jy nou families en jy kry gesinne en dan word daar nou beklei oor geld. Dan is daar fights, mense. So met ander woorde, ons fokus moet reg wees. En ek wil gou iets vir jou lees uit die woord uit die boek van Prediker hoofstuk 6 vanaf vers 1 en die opskrif hier sê die genot wat rykdom gee is onvolkome. En ek stem 100% daarby, want die enigste volkome ding wat ons het is die liefde van Yahweh. En die liefde van Yahweh moet deur ons funksioneer en dit funksioneer tot in ons huisgesin en in ons familie. En wanneer 'n familie kan saam staan en wanneer die liefde van Yeshua in 'n familie is, daar is die volkome en die volmaakte liefde van Yahweh. Nou luister wat sê hy hier in vers 1. Hy sê daar is 'n onheil wat ek gesien het onder die son en wat swaar druk op die mensdom. So hier is 'n onheil wat die prediker nou natuurlik sien. En hy sê dis iets wat swaar druk onder die mensdom. En kyk net so 'n bietjie hoe lyk mense vandag. En mense gaan transaksies aan en hulle doen goed om sekere status te bereik, of hulle wil uit die skuld uitkom, of hulle wil dinge doen om te bewys maar hulle is op 'n sekere vlak, en dan is dit die verkeerde besluit. Ons het die verkeerde besluit. Mense raak betrokke by vinnige ryk word skemas. En hulle word ingesluk daarmee, want hulle het gedink, maar hoorie so, hier's iets wat ek kan bereik. En dit onderdruk die mens. En as jy jou oë uitvee, is jy in die moeilikheid. En ongelukkig raak mense hiermee betrokke. Hoekom? Want die fokus is verkeerd. Die fokus is verkeerd. Luister wat sê vers 2. Vers 2 sê, 'n man aan wie Elohim rykdom en skatte en eer gee, sodat hom niks ontbreek van alles wat hy begeer nie. Maar Elohim stel hom nie in staat om daarvan te geniet nie, want 'n vreemde geniet dit. Dit is te vergeefs, moeite en 'n bitter lyding.
Yes, is dit nie en daarom maar 'n amazing vers wat Vader vir ons kom gee uit die woord uit. Want dit help nie jy het al die geld in jou lewe, maar jy kan dit nie geniet nie. Want jou huwelik is daarmee heen. Jou ouer-kind verhouding is daarmee heen. Jou familie is daarmee heen. Hoekom? Want jy het bo oor mense geloop en jy het mense verkeerd gehanteer net om na te jaag om sekere status en rykdom te bereik. Dis hartseer. Dis hartseer. So wat is die belangrikste ding? En wat wil ek hieruit vir jou kom gee wat Vader aan ons kom openbaar? Die belangrike ding is dat ek en jy sal fokus op die volmaakte liefde van Jahwe. En die volmaakte liefde van Jahwe bring mense bymekaar. Die volmaakte liefde van Jahwe stoot nie mense uitmekaar uit nie. En 'n huisgesin en 'n familie, dit gaan nie oor geld nie, mense. 'n Huisgesin en familie gaan nie oor wat ons het, in watse huis ons bly, watse status ons het, watse karre ons ry en watse vakansies ons kan opheen gaan nie. Dis nie waar 'n gesonde familie en 'n gesonde huisgesin op funksioneer nie. Daai is alles bysake. Dis alles bysake. Maar 'n gesonde familie en 'n gesonde huisgesin is 'n huisgesin wat kan saam staan. Is 'n huisgesin wat kan saam funksioneer. Wat daar is vir mekaar deur dik en dun. Deur die moeilike omstandighede en die goeie. Want jy kry soveel mense en ek doen baie troues. Dan trou ek mense en dan maak hulle sekere beloftes aan mekaar. En daai beloftes is deur die goeie en deur die slegte. Deur die goeie tye en deur die slegte tye. Wanneer dit goed gaan en jy's finansiëel gesond en wanneer daar 'n finansiële insinking in jou lewe is. Maar ongelukkig is daar te veel mense wat beloof net vir die goeie. En die oomblik wanneer die moeilike omstandighede daar is, dan verlaat mense mekaar. Hoekom? Want ek kan nie die druk aanvaar nie. Ek kan nie die druk hanteer nie. Ek kan nie daardie moeilike omstandighede aanvaar nie, so ek skuif aan na die volgende persoon. Maar jy sien, dan mis jy die punt van 'n gesonde en 'n sterk familie. En daarom sê die woord dat hierdie goed is onvolmaak. Is onvolmaak. So wat is volmaak? Die volmaakte liefde van Jahwe kom te voorskyn wanneer sy teenwoordigheid in 'n huishouding is. Die volmaakte liefde kom te voorskyn wanneer mense mekaar ondersteun, wanneer mense daar is vir mekaar bid en mekaar help op 'n daaglikse basis. So mense, dit is belangrik dat ek en jy vandag sal fokus op die woord. Dat ons sal fokus op die skepper van hemel en aarde. Dat ons sal fokus om eerder te bou in 'n gesonde huisgesin en 'n gesonde familie as wat ons najaag na sekere goed in ons lewe wat geen genot vir ons kan bring nie. Want wat help dit, jy het al die rykdom van hierdie wêreld, maar jy kan dit nie geniet saam met jou kinders nie. Jy kan dit nie geniet saam met jou vrou nie. Jy kan dit nie geniet saam met jou familie nie. Jy kan dit nie geniet saam met jou huisgesin en jy kan nie saam eet en saam om die tafel sit en saam lag en saam gesels en saam bly wees oor die suksesse, saam bly wees oor die goeie dinge in die huishouding en ook self saam huil deur die omstandighede en die seer en die hartseer en die pyn wat mense ervaar. So wat help dit? En daar is ongelukkig is daar te veel mense wat alles al bereik het in hulle lewe, maar hulle stap vandag in 'n leë huis in. Hulle stap vandag in 'n leë woonstel in, of hulle stap vandag in 'n leë plek in, waar daar geen persoon by hulle is nie. Is dit dan nie moeite werd? Nee. So kom ons fokus op wat ons moet fokus. Kom ons fokus op die skepper van hemel en aarde. Kom ons fokus om die woord van God uit te voer in ons lewe. En dat ons saam, as 'n familie, saam kan funksioneer. Want dit bring eer en verheerliking aan Vader Jahwe. Mense, dankie dat jy ingeskakel was by hierdie uitsending van Herbou. En hierdie woord gee ek aan jou, sodat jy jou lewe in lyn kan kry met Vader se woord. En dat jy bousteen op bousteen kan sit, om absoluut jou lewe in lyn kan kry, sodat die skepper van hemel en aarde, in alle aspekte,
in jou lewe verheerlik sal word. Nou ja, van my kant af, Rian Aubrey, dis altyd 'n voorreg om met jou te gesels. Dankie dat jy ingeskakel was. Geniet jou dag. Shalom.